julle. Ok, ek sien ons is al in die middelblok, maar ons is nog agter. Ek dink ek moet nog 'n bietjie nader aan julle kom staan, maar ek gaan julle nog kry. En het begin by my vrou wat altyd loslaaste of los agter sit, maar is ok, liefie. Jy gaan nog eendag in die bed kom, en lê ek aan jou kant of iets. Ons gaan sommer 'n liedjie of twee saam sing, om ons gedagtes na 'n besige dag net so bietjie by mekaar te kry en op hok te kry. Die eerste ene is Vlam 390, Hemelvader, ek aanbid U. Ek dink die eerste twee liedere gaan ons sommer al twee keer so, dan kan jy sommer oorgaan na die volgende ene toe, asseblief Gertrude.
volgende lied gaan ons ook sommer sing as 'n fotum en 'n seëngroet vir mekaar. Lied 519, wees stil en weet, ek is die Heer. Dankie Here dat ons van U teenwoordigheid seker kan wees. Nie omdat U in kerkgeboue soos hierdie bly nie, maar omdat U daar is wat 2 of 3 in die naam vergader, en waar mense saamkom om U aan U die eer te gee, wat U toekom, maar ook om meer te leer van U, en ook ons gebedslysies en inkopieslysies na U toe te bring. Here, seën vir ons vanaand soos net U kan. Amen. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Vriende, ons gaan vanaand saam lees uit Johannes 1 uit. Johannes 1 van vers 43 tot 51 toe, maar ons gaan eers net gou net weer vir mekaar sê, maar ek het die volgende ene so gisteraand se skyfie, wil ons nou vir mekaar sê, ons gaan hierdie week 5 sleutelwoorde gebruik, wat ons help om op 'n rustige manier te bid. Nou, die 5 sleutelwoorde is kom, vanaand is aan die tweede een kyk, dan gaan ons môre aand na wag, woensdag aand verlang, en donderdag aand gaan ons by bly staan. Nou ons is met ander woorde op 'n gebedsreis op pad, met 5 stasies. Mag ek dadelik ook net sê, dit is nie die 5 stasies van gebed nie, dit is net 5 stasies. Daar is baie meer as hierdie 5 stasies. Maar by elke stasie gaan ons dan nou hierdie week fokus, omdat daar nou net 5 geleenthede is, by 'n woord en dan nou ook by 'n Bybelgedeelte, en almal meesal uit die Johannes Evangelie. En die poging is maar net dat ons 'n bietjie in stilte ook 'n bietjie dan nou dieper gaan inklim en met God gaan gesels. Hierdie 5 woorde veronderstel 'n leefstyl. 'n Leefstyl waarin ek tyd maak om stil met God te verkeer, waar ek rustig in sy teenwoordigheid gaan sit. Nou, dit is woorde wat absoluut teenstrydig is met hoe ons vandag leef. Rustig gaan sit in sy teenwoordigheid.
So die 5 woorde kan verskillende kante van stil gebed vir ons wys. Maar dit sou ook 5 stasies in een gebed kon wees, van een gebedsgeleentheid. So dit kan 5 aparte gebedsmaniere wees, dit sou ook 5 stasies van een gebed kan wees. So kom ons vat net gou weer, gisteraand het ons gekyk by kom. Die eerste deel van gebed gaan daaroor, dat ek regtig sal aankom. Wanneer ons sê kom, beteken dit meer as net om te praat, die woord om te praat. Onthou, ons het vir mekaar gesê, God is die eerste wat sê, kom na my toe. En dan kies ek en jy om te reageer op hierdie uitnodiging. So kom beteken, ek is nou hier. Ek het nou die tyd gevat, en hier is ek nou. Ek het opgehou met ander dinge. Ek is nou hier. En ek is nou reg om met God te praat en te gesels. En onthou, praat of kommunikeer het 2 kante, nee, dit is praat en luister. Ek stuur nie net vir hom 'n voice note. Ons is nou hier om met hom te praat en met hom te luister. En dit is hierdie oomblikke wanneer jy stil raak, jou gedagtes bymekaar bring en jou fokus op God sit. So om op te som, beteken dit, kom beteken God nooi jou, en dan beteken kom jy daag op, en in die derde plek stel jy jou hart reg om te bid. En dit gaan nie hier oor perfekte woorde nie, vriende, maar 'n eenvoudige beweging van die hart, wat net sê, Here, hier is ek. Ek kom. En nou dat ons hier is, gaan ons nou verder lees vanaand in Johannes 1 vanaf vers 43. So die volgende dag het Jesus besluit, dis nou net nadat hy sy eerste disippels geroep het, né? So die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan, en hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Betsaida afkomstig, van die dorp, dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Nathanael sê vir hom, ag man, kan daar dan uit Nasaret iets goeds kom? Filippus sê toe vir hom, kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus van Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy vir hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. En Nathanael vra hom, waarvandaan af ken u my? Jesus antwoord, voordat Filippus jou geroep het, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. En toe roep Nathanael uit, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. En daarop sê Jesus vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien op en afklim, na die seun van die mens. Nou die Bybel is so 'n bietjie groot, julle kan julle Bybels oop, want ons gaan vanaand weer so geduldig na die verse kyk. So wanneer ons bid, het ons reeds gekom, ons het stil geraak, en ons het onsself in God se teenwoordigheid geplaas. En nou nooi God ons om 'n volgende stap te doen. En daarvoor die 2 woorde, kom kyk. As ek dit nou vir jou prakties wil verduidelik, werk dit so.
Julle weet mos nou, 'n ou het partykeer 'n vergadering, en dan sê iemand anders kom, dit is mos wat 'n vergadering is, en dan sit 'n ou nou daar, en die oomblik as die ou of die vrou nou kom sit, is hulle nog die hele tyd besig met hierdie ding in hulle hand. Nee. So hulle het gekom, hulle is daar, hulle is teenwoordig. Vanaand gaan oor daai dieper ding, waar jy eintlik vir hulle sê, nou nie soos my ma so sê, kyk, luister vir my nie. Maar die Here sê vir hulle eintlik vir ons, kyk nou, kom ons sit hom net gou 'n bietjie neer. Gaan oor 'n bietjie dieper, kom kyk nou. Dit beteken, kyk beteken meer as net om met jou oë rond te sien. Kyk beteken om bewus te word van jou omgewing. Vriende, ek het 'n droom. Ek het vir die Here gesê, as ek maar net ergens die dag as ek nou ouer word en nou nie meer elke dag hoef te gaan werk nie. Jy weet, ek bedoel hoef te gaan werk nie. Daai wanneer 'n ou kies om te gaan werk soos die meeste van julle nou is. Voel dit vir my, ek wil net 'n uitsig hê, ek wil net 'n view hê. Ek wil net 'n bietjie kan, ek is nie particular, dit hoef nie die see te wees of die berge of dit, ek wil net uitsig hê. Want die grootste stuk gemis wat ek in Gauteng vir 11 jaar gehad het, was om dag na dag in geboue vas te kyk in 'n karre en geen natuur te sien. Ek het 'n punt daarvan gemaak en ek is nou so lank hier in Bellville as wat ek in Gauteng was. Ek wil elke dag ergens net die berg sien. En ek verwonder my elke dag daaraan as ek die berg sien. Want dit vertel vir my van hoe groot God is en hoe klein ek is. En as die Here sê kom kyk, dan sê raak net 'n bietjie bewus van die omgewing om jou. Ek dink is 'n bietjie dieper as my gewens om die berg te sien. Maar raak 'n bietjie bewus van wat gebeur rondom jou. Raak 'n bietjie bewus van jou gedagtes tans en jou emosies. En veral van dit wat God besig is om in jou lewe te doen. Daarom wanneer ons kom kyk, maak ons ook ons Bybels oop. Daarom is iets wat ons verlede jaar, as julle dit kan onthou by Week van Gebed baie gedoen het, was om elke aand te begin met die stil word oefening. Is om te let op my asemhaling, om net 3, 4, 5 keer diep in te asem en stadig uit te blaas, net om 'n bietjie 'n ander ritme te kry. Kom kyk, is 'n uitnodiging om self te ontdek. As ons nou die storie van Nathanael en Filippus kyk, in vers 46, vra Nathanael baie skepties, kan daar dan nou iets goeds uit Nasaret uitkom? Jy weet, ek bedoel regtig, Nasaret, vir alle plekke. Ons het ook sulke plekke wat ons wil gaan, ek gaan nie vanaand weer 'n voorbeeld noem, want ek is gister in die moeilikheid. Dis 'n eerlike vraag. Amper soos vandagse mense wat wonder, is geloof regtig vir my, of is Jesus regtig anders? Filippus argumenteer dan nie met hom nie. Wat sê hy vir hom? Kom kyk man. Filippus nooi Nathanael om self te sien. En dit is ook God se uitnodiging aan jou en my. In gebed. Moenie net staat maak op ander se menings of jou eie vooroordele nie. Kom kyk 'n slag self. Wees oop om te sien wat God besig is om te doen in jou lewe. Wat God besig is om te doen met jou vrae. Wat God besig is te doen in jou twyfel. Want as jy gaan kom kyk, dan gaan jy iets verrassends ontdek. Ons gaan kyk terug na Nathanael. Hy verwag nie dat Jesus hom reeds gesien het nie.
So hy het nog nooit vir Jesus ontmoet nie. Hy is nog nooit bewus dat hy vir Jesus ontmoet het. En dan as hy by Jesus opdaag, dan sê Jesus iets, hier's 'n Israeliet sonder bedrog in vers 47. Nou, ekskuus tog, hoor ek kom al vra. Ons het nog nie ontmoet nie. Waar kom dit nou vandaan? En dan sê Jesus iets wat Nathanael totaal onkant vang. Nog voordat Filippus jou geroep het. Toe jy onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Dis een van daai oomblikke wat 'n ou nog, sy nog met sy selfoon gesit en kyk en dan het hy hom net daar gelos en hy het hom daar een kant gesit en hy het hom sommer afgesit. Want hierdie was 'n tyd voor tegnologie. Daar was geen manier wat Jesus kon vooruit weet as hy 'n normale mens was nie. En Filippus, Nathanael besef dit. En in daai oomblik verstaan Nathanael, besef hy, ek is so niemand, maar hierdie man het my alreeds gesien. Hy ken my, hy weet van my. Hy weet wat in my hart aangaan, daarom praat hy van 'n Israeliet sonder bedrog. God het my raak gesien in my stille privaat oomblik. En ek wil my indink dat hy daar onder daai boom gesit en heel waarskynlik gebid het, met die Here gepraat of geworstel het, omdat hy dalk, jy weet, hoekom sê die Here iemand sonder bedrog? Dis dalk iemand wat hom ergens beduiwel of verneek het en nou gaan hy maar net aan en hy vertrou die Here, alles sal goed uitdraai. Dalk het hy net gerus. Met daai oomblik verander alles vir Nathanael. Want hy besef, as ek kom kyk, besef ek, as ek gaan kom kyk wie God is, gaan ek sonder twyfel uitvind, ek is reeds gesien. God ken my. Vriende, vir ons as mense is dit ons belangrik om te weet dat God my ken en my verstaan. Nie net my Instagram of my Facebook profiel nie, of my beste oomblikie, maar dat hy my ook sal sien, daar waar ek alleen is. Wanneer ek onseker is, wanneer ek bid, wanneer ek nie weet wat om te bid nie. Jesus sê vir Nathanael, en so ook vir jou en my, ek kyk baie dieper as wat mense kyk. En kyk mooi, Jesus se blik is nie veroordelend nie, is nie regstellend nie, is nie vermakerig nie, dis vol genade. En dis juist hierdie genadevolle uitkyk van Jesus diep in 'n mens se siel wat verandering bring. Dit verander Nathanael wat eers skepties was, dat hy in die volgende oomblik sê in vers 49, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Vriende, wanneer ek en jy so met God op reis gaan en ons meer en meer ontdek hoe goed hy ons ken, word dit net eenvoudig mos nou makliker om regtig te begin sien wie Jesus regtig is. Dis hierdie sneeubal effek. Hoe meer ek van hom weet, hoe meer weet ek dat hy my ken, en hoe meer ek weet hy my ken, en net soos wat ek is aanvaar, hoe beter leer ek hom ken. En nie een ding volg op die ander. En soos wat ons dit sê, dan moet ons ook nou net gou nie vergeet om te luister wat sê Jesus vir Nathanael in vers 50 aan die einde nie. Hy sê dit is nie die einde. Dis die einde van hierdie storie in die Bybel, maar dis nie die einde nie. Jy gaan nog baie groter dinge sien. Gebed is 'n reis, vriende. En hoe langer ek en jy in God se teenwoordigheid bly, hoe meer gaan jy begin raak sien dat God werk in jou lewe. Selfs al verstaan jy nie wat aangaan nie. Hoe langer jy in God se teenwoordigheid bly, hoe meer gaan jy begin raak sien wat vers 51 vir ons sê, dat Jesus die brug tussen hemel en aarde is. Hoe meer gaan ek begin raak sien, ek leef nie alleen nie, God is naby. In hierdie week van gebed nooi God jou en my om stadig
te kyk. Stadig te kyk na jou, my eie lewe. En ons kan maar eerlik met God praat oor wat in ons hart aangaan. Onthou Filippense 4 vers 6 waar die Here sê, maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Begeertes is dan die 10de gebod. Hy sê vir ons, wees blaatant oor eerlik. Praat jou hart uit met die Here. Maar kom kyk ook na God se woord en luister wat dit vir jou sê. En kom kyk na Jesus en ontdek weer en weer en weer dat hy jou lankal raak gesien het. Dat hy nie na jou kyk soos wat die wêreld na ons kyk met veroordeling, maar dat hy net ons potensiaal raak sien. Dat hy soos Wouter het so mooi vir die kinders vandag dat hy elke keer daai lelike striepies uitvee. Daai wat ons self in die prentjie inkrap, vee hy mooi uit en hy begin weer oor en hy sien net die mooi. Om te kom kyk is om te ontdek, ek is gesien, ek is geken en ek bly welkom. En vanuit hierdie wete kan ek en jy elke dag weer nuut begin bid. Daarom Here, dankie dat U vir my en vir ons in liefde en in ontferming raak sien. Dankie vir die bevryding wat dit bring om sagter te wees met my en ons self. Ons verlang daarna om U steeds duideliker raak te sien in onsself, maar ook in elke persoon wat op ons pad kom. Ons is baie lief vir U en wil U al hoe dieper en inniger leer ken. Mag dit meer en meer waar word van ons asseblief. Amen. Vriende, dit is week van gebed, so ek het sommer nou maar net 'n paar temas hierop wat ek gedink het ons kan kyk en julle is welkom om vir my sommer WhatsApp te gee dat ons van die goeders kan bysit ook môre aand. Ek het vanaand besef toe ek hier is, ons kan ook sommer by hierdie lysie sit, die brande, en ons weet dat 'n klomp van die brande word gestig, dat die Here in daai brandstigters tog sal, ek weet nie wat in hulle koppe aangaan nie, maar dat hulle die Gees vir hulle ander sal oortuig. So ons bid in die eerste plek vir dan die brande wat nou nie dan op is nie, en vir alles en die mense wat dit moet bestry ook, en die mense wat se landgoed en se goederes dan so vernietig is, en die diere. Maar dan bid ons ook vir onderwys. Die hele onderwysstelsel. Vriende, dit raak 'n al hoe groter probleem. Kinders kry nie plek in die skole nie. En nou word die onderwysers onder druk. Hulle is opgelei om kinders dan klasse te hanteer van 28 en 30 en nou sit daar 40 en 48 kinders in 'n klas. Hoe hou jy vir 48 graad eentjies besig in 'n dag lank? En dit is beskuldigings heen en weer, maar ek bedoel dit is net 'n onhoudbare situasie, maar kom ons bid dat die Here in sy Gees sal uitkoms gee, maar ook sal rustigheid gee. Kom ons bid vir die ouers en vir daardie kinders ook. En dan het ek ook gedink dat dit is nou een van die dae weer belydenisaflegging tyd, soos ons verlede jaar gedink het aan ons matrieks, ons kan dan nou bly dink, maar ook nou in die tyd wanneer die kinders moet keuses maak, om belydenis af te lê, dat die Here ook sal wees met veral hulle wat onseker is. Ek het sommer gedink dat ons sal bid dat gelowiges in 'n tyd soos hierdie sal volhard. Daar was nie nou onlangs weer iets nie, maar dit is so sleg as ouens nou baie keer in gesprekke kom en jy hoor van 'n dominee of 'n gelowige wat ophou glo of gelowig is. Dan dit ontstel ou so dat jy vergeet van
die tientalle ander ouens wat tot bekering gekom het in dieselfde tyd, ons sien ons nou net graag een slegting raak. Maar kom ons bid dat mense, Christene, gelowiges sal volhard. Dan moet ons ook bid dat daar teen 'n goedkoop evangelie gewaak sal word, wat die wêreld in die kerk wil akkommodeer. Daai wat sê, as jy jou kant bring, dan sal alles goed gaan. En julle weet ons nou daai goed, dus kom ons bid ook daarteen. Ons bid vir deursettingsvermoë in moeilike tye, maar dan bid ons ook vir entoesiasme in die kerk, om ons roeping met vreugde te vervul. Christenskap en geloof is nie net 'n swaar ding nie. Dit is ook mos nou wonderlik. Dit sit mos nou vir ons spring in die stap. Kom ons bid sommer daarvoor ook. En dan kan ons ook bid dat die Here vir ons sal seën met ons spesiale dankoffer, sodat ons uitreike kan werk. En dan daarbey ook sommer ook ons uitreike. Nie net ons in ons gemeente nie, maar ook alle uitreike in die kerkgemeenskap. Môre aand hopelik brei ons dit mos nou weer 'n bietjie uit, maar vanaand dink ek so om dit in te lei, gaan ek vra so lekker stil te gee dat ons elkeen so op ons eie 'n bietjie so vir 3-4 minute stil raak. Môre aand gaan ons so 'n bietjie dit 'n bietjie anders hanteer. Maar kom ons raak almal net soos wat ons sit, terwyl ons kom en kyk en ons bring hierdie goeders voor die Here.
Dierbare Hemelvader, dankie dat ons die voorreg het om ons gebedslysie na U toe te bring. Dat ons nie dit in 'n waagstuk na U toe bring en dat U ons uitnooi om met U te kom praat. Dankie dat ons dit juist kan doen vanaand in die lig van die wete dat U elkeen van ons en ook ons gemeente goed ken, soos wat U Nathaniel ken, of geken het. En Here, dat U ons ken ten spyte van die nonsens wat ons aanvang in die lewe, en nog steeds vir ons lief bly. Wow! Wat 'n wonderlike wete is dit tog nie. Dankie dat ons vry ook vanaand hier kan wees en kan saambid. Dat ons dit nie in die geheim hoef te doen of skelm hoef te doen nie. En dankie dat ons kan instaan vir ons gemeentelede wat so gejaagde lewe daar buite leef. Mag U ons gebruik en mag U Gees vir ons lei om ook vir hulle te kan begelei na die waarde toe van wat dit is om net stil te word. Om tog ook te kom en dan te regtig te kyk. Kyk in ons eie lewe, kyk in die woord, kyk wat U doen. Vir die wêreld, maar baie besonder vir elkeen van ons. En maak ons oë oop vir al U wonders. En so kom ons as hierdie gebedslysie en wat môre aand heel waarskynlik ook gaan aangroei, wat vanaand seker ook al reeds uit die gebede hier, uit die kerk het ook al baie weier as net dit is wat op die bord is. Dankie dat ons ook kan weet, U elke gebed hoor, al verstaan ek dit nie. Het my lewe my al geleer, en U pad met ons, dat U waarlik alles hoor, want U sluimer en U slaap nie. Seën vir ons, soos net U kan, om Christus wil. Amen. Ons gaan vanaand weer daai lied sing wat ons gisteraand gesing het, daai jeugsangwinne lied wat eintlik 'n vonklied is, maar ons gaan vanaand regtig die twee versies sing. Ek het vergeet daai derde versie praat van dig en ek weet nou nog nie lekker wat daai vrou bedoel het toe sy geskryf van en ek voel nie meer so dig nie, maar in elk geval vanaand gaan ons nie dig voel nie, ons gaan net eensaam en verlate voel en dan gaan ons luister wat die Here vir ons sê. So kom ons staan op, ons sing hierdie lied vir mekaar en ons bly staan vir die seën en dan na die seën gaan ons wegsendingslied dan nou lied 361 wees, laat dit so wees.
Marie sê vir ons, die Here sal vir ons seën en ons beskerm. Hy sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Hy gaan ook ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee tot in alle ewigheid.